Goeiedag, ons hierdie tyd van die jaar praat ons met drie belangrike belangegroepe wanneer ons aan die einde van ons finansiële jaar kom en rapporteer daaroor. Die eerste is met ons personeel wat aparte videogreep is. Hierheen praat ek met ons klantebasis en dan praat ons ook apart met ons aandeelhouers wat op die webwerf gelaai sal word. So, eerste ding, baie dankie vir elke besigheidstransaksie wat jy met ons gedoen het. Dit bly vir ons 'n voorreg en nie 'n reg nie, en ons moet vir elke transaksie presteer. Hierdie besigheid gaan net oor ons klante. As daar nie 'n transaksie plaasvind nie, is daar nie 'n besigheid nie. Dit is so eenvoudig as wat dit is. Die konteks van die jaar waarin ons was, ek dink as 'n mens terugkyk, moet jy amper vir jouself vra, want ek praat nou met klante en in eie reg natuurlik elkeen van u eie besigheid, of dit nou 'n familiebesigheid is of 'n groter korporatiewe onderneming is. Want ons het klante aan beide kante van ons, aan die insetkant en aan die marktoegangskant. As jy terugkyk in die jaar en jy kyk na al die ekonomiese aanwysers, moet jy amper vir jouself vra, jy weet, wat het ek nog hier in Suid-Afrika gesoek? Hoe kon ek nog onder die omstandighede geld belê het? En tog doen ons dit. En wat is die verskil? En ek dink dit is waarskynlik entrepreneurskap, daai grit wat ons almal as Suid-Afrikaners het, en natuurlik 'n mens se geloof dat môre 'n beter dag sal wees as vandag of gister. Dit is 'n onwrikbare hoop wat in elkeen van ons leef. So, as ek terugkyk na die jaar, oorhoofs, Karl vir die eerste jaar wat hy sy volle jaar as CFO in ons groep is, en hierdie week rapporteer ons natuurlik ons resultaat, ons het ons komiteevergaderings en ons finale raadsvergadering Vrydag, en dan teen laatmiddag sal ons resultaat uitwees. En uiters volledige en deursigtige pak resultate. Jy weet, as 'n mens 25, 26 maatskappye in 'n groep het, en party van hulle is nog in die buiteland, is die rapportering daarvan, is nie grappies nie, dit is 'n hengse job om te doen. Baie dankie daarvoor, en vir die volledigheid, alle inligting wat enige iemand wil hê, is natuurlik daar. Dink uit 'n klante oogpunt uit, belangrik, as ons 'n resultaat produseer soos hierdie jaar, as ek net weer die vinnig laat onthou, laas jaar, 'n netto wins van 906 miljoen, hierdie jaar 855 miljoen, so nog steeds die tweede beste resultaat in ons 115 jaar bestaan. Ons omset so R1 biljoen min of meer op, maar ons winsmarges is definitief onder druk, so ons het nie meer geld gemaak uit ons klante nie, ons moes meer volumes kry, en 'n klomp van ons besighede het vanweë u besigheid, het ons inderdaad ons volumes kon opstoot, ons kon meer tonne deursit, ons kon meer eenhede verkoop, ons kon meer monsters deur ons Virotech besigheid, ons kon meer tonne deur Bastion, equipment kon meer eenhede verkoop. So al daai resultate was beter gewees, maar die finansiële resultaat was laer gewees. So, baie dankie vir elkeen van u se besigheid dat u dit ons toevertrou daarmee. Kom, miskien net vir ons klante 'n baie hoë vlak samevatting van die resultaat soos wat jy hom sien hierdie jaar. Ja, François, dankie. Ons resultate, soos ons sê, is die tweede hoogste in ons geskiedenis. Ons profit na belasting is met 8,7% af van 907 miljoen na 855 miljoen. As ons kyk na die individuele segmente waarna ek
10-to-1 vertroud is meer. Ons marktoegangssegment se resultate het verbeter met 12,7% van 526 miljoen na 593 miljoen. Dan ons inset verskaffingssegment resultate het verswak met 31,6% van 630 miljoen na 431 miljoen. Ons finansiële dienste en advies segment se resultate het verbeter met 27,7% van 195 miljoen na 249 miljoen. En ons prosesering, kondisionering en marktoegang gedeelte se resultate het afgeneem met 19,7% van 152 miljoen na 122 miljoen. Ons gaan volledig verslag doen oor al die redes en vir die toename en afname in ons verslag, so julle kan gerus in detail na ons video opname gaan kyk op ons webblad. So ek dink vir 'n klant belangrik dat hy en sy regverdig, regmatig hanteer word, en ek dink hierdie belaglike debat van die vorm van besighede, gee ons nou vir die klant terug, of is daar aandeelhouers wat die voordeel kry? Natuurlik 'n absolute sinnelose debat, want jy moet al twee doen. As jy net, soos in die ou koöperasievorm, net alles na jou, dan kry jy geen ekwiteit opgebou nie, en kan jy die besigheid nie uitbrei nie, en kan jy nie 'n beter diens lewer nie. En die resultaat is natuurlik sigbaar in die sektor van hoe hulle presteer. So in ons geval het ons die Agri Rewards gehad, wat ons die klant persoonlik vir sy of haar besigheid beloon. Maar ons het ook hierdie jaar begin met die Agri Rewards Plus, wat ons in hulle georganiseerde groepe 'n addisionele bedrag beskikbaar stel, sodat elke groep waar hulle is, kan besluit wat is hulle prioriteite, en die geld wat ons dan vir daardie boerevereniging of die groep gee, kan hulle dan aanwend soos wat hulle self wil hê. Ons het pragtige checks hierdie jaar alreeds oorhandig, en ek herinner u maar om asseblief tog as klante te groepeer en gebruik te maak van die Agri Rewards. Baie dankie vir die besigheid. Natuurlik 'n moeiliker jaar wat voor ons lê. Die kabinet is nou aangekondig, die verkiesing is verby. Ek dink die rand is besig om, soos wat ons nou sien, te versterk. Maar al die gewone besigheidschallenges, dit het nie verdwyn nie. Ons infrastruktuur is nie reg nie. Ons het 'n baie hoë misdaadsyfers. Ons het hoë inflasiekoers. Ons het swak vervaardigingskapasiteit. So al daai realiteite bly steeds daar. Maar ek dink die belangrike ding is, elkeen van ons om op die kantlyn te sit en te kritiseer, help niks. En ons sektor is by uitstek daarvoor bekend dat ons hard werk en dat ons self ons uit die moeilikheid uitwerk. So kom ons gebruik hierdie geleentheid, en ek wens vir elkeen met die besighede baie sterkte toe. Ons sien uit na die jaar wat voor lê, al is dit 'n moeiliker en 'n challenging jaar. Ons sien uit om die pad saam met u te stap.